Goeiemôre. Good morning. Nou is ons reg. Alles in die hand daar by jou? Ja, jy weet mos as jy hom nou soveel uitbasyn dan skielik dan is die stem nog aan die slaap. Maar wat, ons is wakker. Jy lyk pragtig weer vanmôre. Baie dankie. Jy lyk ook nie te sleg nie, hoor. Wat baie dankie. Ek moet vir jou sê, daai kleur bring die kleur van jou Is oë dit? so bietjie meer uit, ja. Dit werk vir jou. Ha, twee oë. Okay, sy twee oë. Party sing ons daai. Toe maak sy oogies vir my. Toe maak jy stout oogies. Stout oogies. Nou ja, ons hoop jy staan gereed met jou koppie koffie in die hand, want Pieter gaan nou vir ons vertel waarna ons in vandag se program kan uitsien. Ja, nee, sien en kyk nou net. Hier sien ek. O, my magtig kyk. Vandag op Goeiemôre gesels ons oor hoe Everest Wealth en die Pretoria DBV saam 'n verskil maak vir diere in nood. Suid-Afrikaanse onder 20 100 meter atleet Marco Ferreira vertel oor sy tyd in Frankryk. Thys van Zyl help ons om beleggingsbeplanning beter te verstaan. En die 2025 FHK skryf dit. Wenner Logan Petersen kom kuier by ons met sy splinter nuwe enkelsnit. Dit gaan lekker wees. Ek sien jy vat hom so rustig. Nee, ek vat hom rustig. Kyk, ek is mos gewoonlik, lyk dit dan vra die regisseur na die tyd vir my watter eindstreep wou ek haal? En hoekom wou ek dit so vinnig haal? So, nou is dit. Maar luister, ek het nou 'n baie lekker storie. Is jy 'n versamelaar of het jy op 'n stadium so seels versamel of sulke goedjies gedoen? Series en boeke. Series en boeke. Ek moet nogal sê ek het ook 'n lekker stewige CD-versameling. Boeke nie so baie nie. Jy weet jy het 'n groot boekeversameling. Nee. Steve Hofmeyer. Ja, hy het nogal 'n lekker. Hy's ook mos maar 'n belese man, Absoluut, ek het al daarvan gehoor. soos jy. Ja, nou, baie Maar vir al die dankie, muntstuk versamelaars, 'n goue stukkie geskiedenis gaan onder die hamer kom eersdaags. 'n Legendariese veldpond word opgevuil, 'n uiters skaars stuk Suid-Afrikaanse geskiedenis gaan hierdie naweek versamelaars se harte vinniger laat klop wanneer die legendariese 1902 veldpond opgevuil word. Hierdie goue munt is nie sommer net geld nie, dit is die heel laaste muntstuk wat tydens die laaste uitmergelende maande van die Anglo-Boereoorlog deur die Suid-Afrikaanse Republiek uitgereik is. Nadat Britse magte Pretoria ingeneem en die amptelike munt gesluit het, moes die boere vinnig 'n plan maak. Hulle het 'n munt of 'n noodmunt in die veld by Pelgrimsrus opgerig en goud in die omgewing gebruik om hierdie unieke munte te slaan. Daar is slegs 986 van hierdie veldponde ooit vervaardig. Dit maak dit vandag een van die skaarsste en mees gesogte munte ter wêreld. Die spesifieke eksemplaar wat onder die hamer gaan is in 'n buitengewone goeie toestand en kenners verwag dat die prys maklik die R400,000 kerf kan oorskry. Hoe's daai? Ek wou nou net sê, kan jy nou meer? Kan jy nou meer, maar ek het al baie keer gewonder hoekom die waarde van muntstukke, jy weet, hoe bepaal die ouens die waarde? Dink jy dis omdat hulle aan 'n stukkie geskiedenis wil vasklou of 'n beheer daarvan wil wees of dit net wil hê? Dit kan wees. En miskien moet ons in 'n stadium so iemand nooi na die program toe wat 'n bietjie vir ons kan kom vertel. Ek het wel nie vroeër vir jou gevra of daar iets is wat jy versamel het toe jy jonger was nie. Nee, ek het probeer, maar my versamelings het nooit te lank gehou nie, Els. Hier en daar 'n jou gehad en so. Dan dink ek by myself, ek's eintlik maar 'n boring mens, jy weet, as ek so uitgaan vir die stories oor mense wat allerlei mooi goedjies so versamel. Dit lyk so lekker, maar Jy sien, maar dit is eintlik waarby ek wil aansluit om vir jou te sê ook. Ek dink ook dit gaan baie keer of dikwels oor die waarde wat 'n mens self daaraan heg. Ja, baie. Baie. So, maar wanneer dit kom by muntstukke en dis meer, ons moes dalk al 'n hele rukkie terug begin het, dan sou ons dalk nou al baie verder vooruit in die lewe beweeg het. Miskien kan Thys ons daarmee ook help 'n bietjie later. Ek is seker hy moet vir ons 'n bietjie vertel. Ek dink hy het munte versamel. Hy het definitief munte versamel. Ek dink hy versamel nog steeds 'n paar munte. Ek weet in die weermag was daar ouens wat baie middelblaaie van tydskrifte versamel het. Ek weet nie wat die rede was nie, maar Haai man, daar was partykeer aantreklike mense op daai middelblaai. Okay, daai is my 50 sent vir vanmôre. Ek is altyd so mal daaroor as Pieter nie 'n antwoord vanuit hierdie rigting verwag nie. Jy het vir my mooi. Klunks, build out. Maar ek het ook vir jou 'n interessante storie. Is jy gereed daarvoor? 'n Oostenrykse ontwerper glo hy het die antwoord op 'n eeueoue probleem, naamlik hoe om skape teen wolfaanvalle te beskerm. Sy oplossing? Wel, 'n soort gepantserde baadjie vir vee. Nou Rudolf Schaubach het nadat wolfaanvalle in Oostenryk en Duitsland skerp toegeneem het, 3 jaar lank aan hierdie ontwerp
gewerk. Sy ontwerp bestaan uit 'n liggewig plastieknet met skerp uitsteeksels wat oor die skaap getrek word. Die idee is eenvoudig, sodra 'n wolf die skaap probeer byt, kry hy so 'n skrik vir die skerp punte dat hy die asepad kies. Maar nie almal is oortuig nie. Skaapboere het reeds hulle bedenkinge gedeel. Hulle meen dat die panser onprakties duur en dalk selfs ongemaklik vir die diere is. Daar is ook kommer dat die wol in die net kan vassteek of dalk ook vashak, of dat slim wolwe bloot onbedekte dele soos die kop of bene sal teiken. Hierdie raak nou vir my bietjie verskriklik. Skabag skrik egter nie vir die kritiek nie. Hy voel dat sy ontwerp nog voordat dit behoorlik getoets is, dan nou veroordeel word. Volgens hom het een skaap die net reeds vir verskeie dae sonder enige probleme gedra en die groot toets lê egter nog voor want die panser was nog nie teen 'n werklike wolfaanval getoets nie. Intussen is hy op soek na nuwe geleenthede om sy sogenaamde panserbaadjies in die veld te toets. Wie weet, dalk sien ons binnekort hoe skape hulle woljasse vir 'n baadjie met 'n bietjie meer tekstuur verruil. Ek sien al hoe hierdie skapies blink en gepanser daar in die veld ronddraf, soos in daai ou antieke jare wat die ouens mos hierdie ketting goetertjies gedra het vir die swaarde. Ja. Hier loop die arme skaap en die arme skaap gaan net gebuk gaan onder die net. Ai, Pieter. Op. Dit sal sleg. Weet jy wat om nou Nee, sê nie? jy sien daar's nie antwoord nie. Kyk kom ek sê vir jou so. Ek stem saam dat daar meer gedoen moet word om skape teen wolwe te beskerm, maar ek is altyd net bang dat so iets nadelig vir die skape kan wees. En kyk, 'n skaap lê my mos nou maar na. Skaap is spesiale diertjies. Hulle is my baie oulik en baie mooi en hulle lyk maar net so 'n cuddleball altyd, veral die lammetjies. Maar ek stem saam met jou. Ek dink die praktiese uitvoering daarvan, wat doen 'n ou as hy nou 2 of 3000 skape in sy kudde het? Hoe gaan hy nou al hierdie panser en 'n wolf of 'n jakkals of daai tipe diere wat hulle nou mos daarvoor uitgee om nou stout te wees en kwaad te doen in die veld, maak letterlik eintlik maar net die skaap dood. Dis die jagters instink. Dis nie dat hy die skaap opvreet of so nie. In baie gevalle, ek beloof vir jou, baie gevalle sê die boere, hy het 1 of 2 skape verloor wat deur die ongediertes opgevreet is, maar die res word hulle maar letterlik net nee. instink. Maar onthou ons is 'n ontbytprogram hier. Dis 'n familieprogram. Maar dis die realiteit. Die familie sal weet, ek het niemand se eetlus nou bedemp. Ons hoop nie so nie. Gedemp en so aan nie. Nee, wat ons gaan verder voorts. Die vakansie is hier en die verkoues en so wil jou dalk nou en dan gryp. Maar wees nie bevrees nie, want jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van de Wit te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteit sorg elke dag. Bly jy waar jy is, want kwaliteit program, kwaliteit goeiemôre geselsies, ons is met dit alles net hier by Goeiemôre, Good Morning, gepanser al dan nie. It's time for another episode of the Santam Insure Your Future series, and today provides a sobering reality. The fact that many South Africans may not be financially ready to stop working at the age of 65. Sanlam obviously is a massive financial services company, and they have a lot of corporates who have pension funds for their staff. And they analyzed all of this data, and they discovered that for most people, they could only afford to retire at the age of 80 based on their current retirement savings. And in fact, for most people, if they reach the age of 65, they will only have about 25% of their current salary in retirement. So a really, really scary number. And we need to understand, how are we going to close this gap? And joining us today, we have Wynand Gous, who I have known for many, many years. He's a well-known financial planner. He also is author of To 100 and Beyond, which is a book all about the fact that we're going to be living way too long and run out of money. When you hear these stats that came out of Sanlam,
that people cannot afford to retire before 80. Is that something you're seeing in your own practice as well? Most people certainly can't retire at 65. And for most people, they definitely don't have a 75% replacement ratio. Just a reminder what a replacement ratio is. That's in essence the salary that you want to retire on in retirement. So if your income is 100,000 Rand, to make it simple, 75% replacement ratio would be 75,000 Rand. What are the daily realities that people will face if you cannot get to that replacement ratio? As we know, there's many sort of industry rules of thumbs or myths, and 75% in my view is one of them. It's the foundation of any plan is going to be a budget. So we normally just sit down with a client to say, fine, let's look at your budget today. What stops at retirement? What starts after retirement? Medical is normally the one thing people forget about. But if you just think about a sort of average family, so let's just assume a married couple with 2 kids. During lifetime, your biggest expenses, your bond, your second biggest is education, and those 2 things combined is probably 50% of your expenses. That stops at retirement. So very simply for that couple, the retirement income is probably not 75. It might be closer to 50. If you think about a young professional, their biggest expense might be the flashy car, the overseas holidays, other type of expenses. And again, for them, what does life look like after retirement? And it might also not be 75. 75 is a starting point without any other information. Start with a budget, get it right. And I think for many people, the number is closer between 50 and probably 75. But back to your key question, even at a 50% replacement ratio, most people don't get there either. So back to the Sanlam numbers, it's 25%, somewhere between 25 and 50. The question is, what does that imply? And I always kind of say, to oversimplify it, you've got 3 levers to work with. Number 1 is expenses. So if you just have 25%, you've got to seriously cut expenses. That's option 1. Option 2 is continuing to work after retirement, and that's a massive lever. So if you can extend from kind of 65 to 70, you're achieving 2 things. The first thing you're achieving is you're letting your retirement capital grow, even though you might not be contributing. If you're just doing stuff to leave your retirement capital to grow for 5 years, you're also reducing the time in retirement by 5 years, and that's a massive dial shift that you can achieve. And the last thing is obviously just to continue saving as much as possible. So if you've managed to build up 5 million in your retirement portfolio, and we use rule of thumb that it doubles every 7 years, you just think about it, your 5 million becomes 10 million, right? And that massive compounding over those 5 years is huge. Do you think that people are ready to work past 65? Like, what has to happen for you to achieve that? Because all the corporates are retiring people at 60, not even 65. Let me tell you, there is no one I've met who can retire at 60. I think I almost find 2 schools. The one is those who are saying, I've worked my whole life, it's finished, I'm going to retire, at 65, and that's it. The options for them are often different. That often might be they're going to stay with the family, they're going to move back to a rural village or somewhere they came from, and that's how they cut expenses. And then almost the opposite school of thought is people who actually just don't want to retire. Often people can continue consulting for a year or 2. So certainly I find a huge amount of people are saying, what am I going to do after 65? For more on this very interesting and important topic, visit the website as displayed on your screen, and hopefully you can learn a lot out of what you see, read and hear. Ons fokus nou op 'n projek wat wys hoe besighede 'n verskil in hulle gemeenskap kan maak. Everest Wealth het met die DBV in Pretoria hande gevat om te help met die herstel en opgradering van hokke vir diere wat wag op 'n tweede kans. By ons om meer hieroor te gesels, is die finansiële adviseur by Everest Wealth, Stephanie Nodee. Baie welkom terug hier by ons. Baie dankie, Elsa. En ek is so bly ons fokus vandag op hierdie spesifieke onderwerp, want dit is 'n baie belangrike kwessie. So wat is Everest Wealth se betrokkenheid by die DBV in Pretoria? Okay. Ons het so 3 maande terug het onder ons aandag gekom dat die DBV het 'n behoefte aan hulle hokke. Die hokke is nou al oud en dit is nie meer geskik vir die diere nie. So ons het 'n bietjie gaan kyk daarna en ons het geld ingesamel en dan Everest Wealth het self 'n bietjie paar rand bygesit en ons het toe nou iemand gekry om 20 van hierdie hokke by die DBV
te herstel. Ons het al die sementvloere en goed uitgekap. Ons het dit vervang met epoxyvloere wat bietjie warmer is vir die diere want dit is net sement. En dan het ons ook die dakke en goed herstel want jy weet as dit reën dan reën die diere nat binnekant en die hokke is nou maar oop. Al die drade vervang, al die hekke en goed weer mooi gemaak. So 20 van daai hokke het ons herstel. Hulle kan dit weer gebruik en hopelik slaap die diere daarom op hierdie stadium bietjie makliker. So dit is waarmee ons begin het met die DBV's om hierdie hokke te herstel. En ons het ook onlangs by die DBV gaan inloer en ek glo hulle het verskeie behoeftes, maar wat sê is hulle grootste behoefte in hierdie stadium? Weet jy wat Elsa, die finansies. Weet jy wat dit kos die DBV in Centurion en dan ook die een in Silverton, kos hulle R500,000 'n maand om salarisse te betaal, om die diere kos te gee vir herstelwerk. Weet dis nie net honde nie, daar's varke, daar's skape, daar's katte, daar's ongelooflik hoeveelheid katte. So hulle het regtig 'n groot behoefte aan finansies en natuurlik altyd kos, komberse, kleertjies vir die honde want hulle kry maar koud. En dan weet hulle moet ook natuurlik skryfbehoeftes en sulke goed, maar finansiëel dink ek is maar die grootste probleem dat ons moet vir hulle finansiëel sorg. Hulle het 7 voertuie wat almal van hulle het oor die 500,000 kilometer op. Daai goed breek, dit moet herstel word. Weet en daar's nie mense wat dit kan herstel nie. Dit kos maar dieselfde prys wat ons kos om dit te herstel. Ons het nou nog so 2 minute oor, maar ek wil vinnig hê ons moet ook verwys na die borgskappe van die hokke. Ja. Hoe werk dit? Borgskappe, elke mens kan 'n hondehok of 'n kathok borg per maand vir R200. Nou ek dink dis regtig baie min. Ja. So R200 'n maand, dan borg jy daai dier se kos vir hom. En ons het ook 'n ander projek wat ons hokke wil regmaak en dit kos R2000, dan kan ons 'n hok regmaak vir die katte of vir die honde per hok. So ja, ek dink dit is nogal belangrik dat ons dit kan doen. 25 Julie by die DBV in Silverton, wat gebeur dan? Ja, ons is baie opgewonde oor die 25ste. Ons noem dit 'n cause for pause en wat ons wil doen is ons wil graag hê mense moet kom na die DBV toe, stap bietjie deur die diere en kyk of daar nie 'n diertjie is wat jy wil graag aanneem nie. Ons maak ook lekker worsbroodjies daarso en ons gaan koffie hê en ons gaan pannekoeke maak en ons gaan dit als verkoop dan om kontant in te samel vir die DBV. So asseblief 25ste as jy kan en maak 'n draai by die DBV, kom kyk of daar nie 'n brokkie of 'n katjie is wat jy kan wil aanneem en wat jy saam met jou kan vat nie. Hulle het regtig 'n behoefte daaraan. Ja, dit klink vir my baie gesellig. Ek dink ons almal gaan probeer om 'n draai te kom maak. En dankie ook vir die werk wat julle doen, want ek dink dis belangrik om hierdie bewusmaking aan die gang te hou ook en te probeer kyk hoe ons almal sommer saam 'n verskil ook kan maak. Nee, verseker, jy weet ons is nie net daar vir finansies nie, ons is ook daar om na ander organisasies en diere om te sien. Baie dankie dat jy vanoggend hier kom kuier het. Nou ja, vir meer inligting hou Everest Wealth se webtuiste dop. Intussen kan jy ingeskakel bly want goeiemôre, good morning is net hierna weer terug. Hartlike goeiemôre, good morning aan jou waar jy ook al mag wees. Onder 200 meter atleet Marco Ferreira het onlangs in Frankryk koppel laat draai met sy ongelooflike spoed. Hy het nie net sy uitdaging gewen nie, maar ook in die finaal geseëvier. Beide sy wedlope was 10.04 sekondes. Hy skakel nou in van Frankryk af om ons meer te vertel. Marco, eerstens baie geluk jongman en ek neem aan dit was 'n ongelooflike aand om 2 sulke vinnige wedlope binne 'n uur van mekaar te kan hardloop. Baie dankie, ek waardeer dit. Sê vir ons hoe die beplanning gegaan vir 2 wedlope wat jy so binne 'n uur moes hardloop. Dis seker nie altyd die maklikste ding om te doen hier. Ag, kyk, daai hele byeenkoms dit was beplan, maar dit was nie reg beplan nie, want dit was die eerste keer wat ek nog ooit soos in 'n ander land gaan hardloop het. So my coach het ook net vir my gesê, ons gaan net gaan en ek gaan hardloop. En toe doen ek dit, toe sien ek in die Aiden, dit was 'n goeie tyd en toe hardloop ek net alles wat ek het in die finaal en toe was dit weer maar presies dieselfde tyd. So dit was maar net, dit was nie eintlik beplan nie. So ja.
Marco, soveel van die 100 gaan oor die wegspring. Hoe sien jy die wegspring in jou kop? Die wegspring in my kop, dit is definitief een van die meeste plek waar ek die meeste fokus, veral soos voor die reis en goed is. So, ek weet as ek dit soos ge-execute het, dat ek die reis op goeie beplanning sal gaan, dat ek goed sal doen. So, ek is altyd baie gefokus vir die wegspring. So, ja. En hoe oefen mens die wegspring? Verduidelik vir ons kykers presies wat moet mens doen om dit reg te kry? Ag, kyk, daar's baie goede wat jy moet oefen vir die wegspringe. Dit is soos, kyk, by die coach wat ek nou is, ons oefen elke Vrydag wegspringe en dan sit soos, maar dit is nie net wegspringe nie, dit is soos resistance training en al daai tipe goed. En dit is goed soos reaksietye oefeninge en goed soos dit. So dit is nie net altyd uit die blokke uitkom nie. Dit is baie goed wat in plek moet val. Kom ons gesels vir 'n oombliekie oor die atlete wat jy teen deelgeneem het. Vertel vir ons van die kompetisie wat jy op die oomblik in Frankryk teekom. Het was baie goeie kompetisie. Die enigste persoon wie ek nou eintlik geken het was die ander Suid-Afrikaner, soos Emil Erasmus, soos julle hom ken. Maar die res van hulle, ek het glad nie geweet wie van die mense is nie. So ek het maar net gaan hardloop en kyk wat ek kan doen. So ja. Waar kom die liefde vir die, en dis so 'n mooi Engelse term, die sprinting vandaan, die wedlope, nalope? Wel, ek was nog altyd lief vir hardloop en goede. Ek het nogals eers 'n bietjie later begin met atletiek, maar ek het begin hou van dit toe ek klein was, toe ek begin rugby speel het. Toe sien ek, okay, ek's redelik vinniger is van die res van die mense, en toe net van dit af het ek net begin hardloop en ek het dit baie geniet. Ja. Was daar 'n keuse wat jy moes maak op 'n stadium tussen rugby en atletiek? Ja, daar was 'n keuse. My pa het altyd gesê, as jy soos in hoërskool kom, dan moet jy begin kies tussen rugby en atletiek. En toe het ek maar net atletiek bode verkies, want ek het dit meer geniet en ek was beter daarin. So ja. Dit was heel duidelik 'n baie goeie keuse en ek dink Suid-Afrika is soveel beter daarvoor. Ek sien op die Facebook bladsy mense sê dis nie wanneer nie, dis net 'n kwessie van tyd wanneer jy 10 sekondes gaan breek. Wat is jou beplanning met jou afrigter wat dit aanbetref, Marco? Ag, kyk, ons het maar net, soos wat ek gesê het, ons het hierdie laat 10 soos reg beplan nie, maar in my kop het ek dit soos nie nou vir nou beplan nie, maar dit is mos in Augustus is die wêreld onder 20 kampioenskappe. So ons werk om op daai dag om die 10 sekondes te breek. So dit is waar ek na reik, is om die 10 sekondes te breek by die wêreld onder 20 kampioenskappe. En is presies dieselfde wat my coach vir my gesê het. As ek dit nie nou doen nie, dan moet ek dit daai dag doen. So dis wat ek kan doen. Ek is absoluut seker jy sal met die regte kompetisie daarby saam. Kom ons gesels net vir 'n oombliekie oor wie jy na kyk as 'n naloper en dink ek wil so wees. Is daar so iemand in jou lewe? Ja, hy is nie noodwendig altyd 'n 100 meter sprinter nie, maar ek moet sê definitief Wade van die Kerk. Hy was nog altyd baie groot inspirasie vir my en of course Usain Bolt, maar Wade van die Kerk is, ja, ek het nog altyd opgekyk na hom. Dit is vir my baie interessant dat hy en Kona twee van die atlete is wat die nalope in Suid-Afrika soveel meer gelig het. Is dit een van die redes hoekom jy ook is waar jy is vandag, dink jy? Ja, dit is maar net, kyk, ek het nog altyd soos daai top 10 lyse sien van altyd vinnigste tye en ek het daai tyd gedink, joh, dit is baie vinnige tye, maar nou het ek daar is, nou weet ek, as jy soos baie hard werk, kan jy kan daar uitkom, definitief. Ons het natuurlik 'n ongelooflike lot jong nalopers wat almal regtig vinnig is. Dis nie die maklikste ding om deesdae die Suid-Afrikaanse seniorspan te haal nie, nee. Nee, dis baie moeilik. Ek moet nog daar uitkom.
Ek het geen twyfel jy sal nie. As jy 10 breek, sal dit heel duidelike kans wees dat jy wel by die wêreldkampioenskappe, senior wêreldkampioenskappe kan opeindig. Is dit iets wat deur jou kop gedraf het van tevore, daai gedagte? Kyk, ja, die ding is soos hierdie jaar is mos die wêreld 120 kampioenskappe, so ek berei voor vir dit. Maar ek en my coach ook nog die beplanning soos uitsit vir volgende jaar, want volgende jaar is ek mos nie meer onder 20 nie. So dan gaan ons nou kyk wat ek kan doen en hopelik kan ek 'n medal kry by senior. So ons gaan hard werk daarvoor. So dit is definitief in die prentjie wat jy kan sê. En dan is daar natuurlik die wedlope, die aflosse. En jy moet sekerlik jou oog daarop ook hê, want ons weet daarom nou ons het Olimpiese medalje daar gewen. Dit moet sekerlik 'n groot aanmoediging vir jou wees. Ja, definitief. Toe ek begin sien Suid-Afrika het begin goed doen in die aflos en wen, want hulle het nooit tevore altyd so goed gedoen nie. Toe dink ek by myself, ek wil ook daar wees dit goed is. So dis definitief, as ek miskien die inkom vir net die 100 meter selfie, wil ek definitief gaan vir die aflos. En dit raak deesdae meer tegnies as ooit van tevore. Dit vat natuurlik verskriklik baie oefen saam met jou spanmaats. Yes, ja, baie. Ek was nog nooit regtig baie aflos gehardloop nie, so dit sal iets nuuts wees om aan te pas van, maar ek glo ek kan dit soos leer hoe om dit te doen. So. Laastens, ek weet jy het oor die naweek weer deelgeneem, hoe het dit gegaan? Wel, dit het eintlik baie goed gegaan. Ek het in die Eiden het ek 'n 10:09 gehardloop saam met Emil Erasmus. Ons altyd presies altyd gehardloop, so ek is baie bly daarmee. En in die final het ek 10 dood gehardloop, 10:00. En die wind was 'n bietjie van agter af, so dit is 'n illegal tyd. Maar ek vat dit, maak nie saak of dit van agter af was nie. Ek is tevrede met dit. So. Wel gedaan, Marco, baie trots op jou. Hou die naam in die vlag hoog daar in Parys. Thys gesels net hierna oor beleggingsbeplanning en dis natuurlik 'n baie belangrike ding. Bly ingeskakel. Jy's op Goeiemôre, Good Morning. Beleggingsbestuur is soms intimiderend en kan oorweldigend wees. Maar ons skryf vandag eerstehandse insig by Thys van Sail. Thys, welkom terug. Ek kom met jou self. Goed, wat is die eenvoudige verskil tussen gewone beleggingsbeplanning en dan uitkomsgebaseerde beleggings? Weet jy, Elsa, dink jy nommer 1, beleggings moet nie so gekompliseerd wees soos wat baie, kom ons sê, adviseurs daar buite dit sal uitmaak om te wees nie, en ook baie keer 'n basiese interpretasietipe van woorde gebruik, jy weet, om 'n kliënt byvoorbeeld te gooi of om dit mekaar te maak, en dan terselfdertyd dan dink daai kliënt byvoorbeeld, maar sjoe, hierdie ou is baie slim en ek moet my vertroue by hom plaas, en nou die aard van die saak is ek of hom dalk 'n simpel vraag vra in my opinie, jy weet, dan voel dit al of ek dit nie vir hom kan vra nie, want ek voel half bietjie op my agtervoet of selfs daar in die woordgebruik bietjie dom. En dan word daar weer gegooi met woorde wat byvoorbeeld my keuse wees sal derail of net eenvoudig net verlou waar hy dan maar is, want ek voel dan mag geïntimideerd of wat ook al geval mag wees. Maar die verskil is maar basies, jy weet, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na gewone belegging, tradisionele gewone belegging, hy's uit teenkomstig van wat die markte jou gaan gee, volatiliteit 'n rol gaan speel en natuurlik 'n klompie dinge wat saam met dit gaan. Waar uitkomsbelegging is meer op uitkomsgebaseerde beplanning. So met ander woorde, ek sit met jou en ek kyk na jou risikoprofiel, ek kyk na jou behoeftes, ek kyk na alles wat ons hier uit hierdie uitkoms van 'n termyn of 'n periode wil hê, en dan basies weer dan bou ons dit volgens dit. En ek dink dit is waar leuke taal eintlik 'n vaardigheid is, jy weet, sodat 'n mens kan verstaan presies wat aan die gang is en sodat dit nie vir 'n mens Grieks klink nie. Hoekom is gewone beleggingsbeplanning dikwels te veel gefokus op produkte, fondse en dalk iets soos teikens ook? Ek dink as mense weer eens gaan kyk van waar Suid-Afrika is teenoor, kom ons sê maar globale markte en natuurlik globale advies, dan is dit ons, jy weet, daar's geen ander manier om dit te interpreteer om te sê, ja, ons is nogal relatief agter. So as ons byvoorbeeld gaan 'n normale adviseur sal, kom ons sê maar 'n fonds aan 'n kliënt voorstel, of dan nou 'n produk aan 'n wat saam 'n kliënt voorstel, of dan nou
een van beide. Jy weet dalk 'n produk met 'n saamgestelde fonds. So jou eenvoudigheid daarvan, ja, dit is eenvoudig, maar dit kan ook gekompliseerd maak, jy weet, as 'n adviseur byvoorbeeld nie reg verduidelik aan sy kliënt nie. So tradisionele tipe van struktuur, so jy sien ja, dis 'n saamgestelde fonds, is dalk 'n wat so 'n unit trust fonds of is dalk nou maar saamgestelde mandjie van aandele, portefeulje van aandele of selfs dalk 'n indeks wat soms samestelling. Maar baie keer wat 'n mens dan gaan kry is ja, jy kry daai volatiliteit wat 'n rol speel, jy kry daai impak, jy weet van geopolitiese impakte en dan natuurlik jy weet 'n klompie ander elemente soos koste wat ook 'n baie groot rol speel wat ook nie altyd baie duidelik aan die kliënt verduidelik word nie. En dan is daar daai inkomste tipe van 'n kliënt wat inkomste trek wat basies weet dan heeltemal in die spitvuur val. Jy weet omdat hy nie een van daai drie byvoorbeeld in ag geneem het en hy trek dalk te veel op sy kom ons sê sy belegging. En wat beteken dit dan nou prakties om by die kliënt se gewenste uitkomste te begin? Ek dink ja, as 'n mens, ek hou daarvan die manier wat jy sê by sy uitkomste begin. So met ander woorde, as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na 'n uitkomstipe van wat Elsa wil hê. So met ander woorde, jy het hierdie droom kapitale bedrag of dan nou 'n maandelikse bedrag wat jy bereidwillig is om in te sit, maar jy wil uitkom by 'n mikpunt. So dan word jy moet daai mikpunt voor jou adviseur kan plaas en dit baie duideliker om verduidelik. Hierdie is my mikpunt, hierdie is die termyn wat ek het om daarby uit te kom. Hierdie is my behoefte van inkomste wat ek voorsien en daarvoor wil hê. Dit beteken inflasie kan beskerm word, dit beteken wat saam gewone volatiliteit kan moet beskerm word ensovoorts ensovoorts. So dan word daai prentjie moet dan gevat word. Dit is nie jou adviseur se oplossing nie, dit is jou droom, jou oplossing wat hy basies dan ook dan kom ons sê 'n blueprint moet vir jou skryf om te sê maar dis hoe ons by daai plan gaan uitkom. En hoekom is dit, jy weet, gemiddelde opbrengs wanneer 'n mens daarop fokus, hoekom is so iets nie alleen genoeg om 'n mens se beleggingssukses te meet nie? Baie keer as 'n mens gaan kyk, inflasie in Suid-Afrika is hoog. Okay, so as ons kyk, jy weet teenoor wat in die wêreld is, teenoor wat hy in Suid-Afrika is ons inflasiekoers eenvoudig een van die hoogste koerse wat daar moontlik kan wees in 'n ontwikkelende tipe van ekonomie. Ons moet altyd onthou, ons is wel 'n derde wêreld ekonomie, maar ons is nie 'n arm ekonomie nie. Okay, en ek dink dit is baie belangrik dat kykers daai met mekaar net moet laat verskil. So met weer eens, maar ons sit met 'n baie hoë inflasiekoers. So inflasie basies moet jy klaar inwerk vir tussen 4 tot 6%. Dan het jy nog eers begin nie, Elsa. Okay, so jy moet klaar gaan kyk, ek moet tussen 4 tot 6% maak. Dan moet ek nou nog 'n koste element daarvan betaal, weet wat enigiets tussen 2 tot 3% kan wees. En dan moet ek basies nog daarop begin plaaslike mark het 'n inkomstebehoefte van X byvoorbeeld. Okay. So as ons net daarna gaan kyk, en ons gaan kyk na inflasie, ons begin op 6 en ons gaan kyk na 3% se platformkostes, dan is dit al op 9%. Okay, dan het ons nog niks daarvan afgevat nie. So jou portefeulje is eintlik reeds onder druk nog voordat hy eintlik eers begin het. En ek dink dis net so belangrik om jy seker te maak ja, dat elemente byvoorbeeld net soos my doelwit of my droom daarby moet uitkom nie, maar realisties gesproke laat ons ook ons superekonomie, ek love it. Jy weet in ag moet neem, jy weet om by daai droom te kan uitkom. Superekonomie, ek dink vir ons al te goed, Thys. Nuwe neologismes wat hier geskep word en ek hou daarvan. Ek love it. Ek wil 'n bietjie aanbeweeg en ook fokus op jy weet die grootste risiko's vir 'n pensionaris of 'n lewende anniteit kliënt. Ek dink dis amper die belangrikste want ek wil amper half myself verstout en hierdie is absoluut my opinie. Okay. Ek dink die meeste van die vrywillige kapitaal het reeds Suid-Afrika verlaat. Okay, so met ander woorde, jy sit nog met 'n baie groot koffer van aftreekapitaal binne in Suid-Afrika, as dit nie nog steeds een van die grootstes is in die wêreld nie. Maar weer eens as ons gaan kyk, jy weet hoe moeilik die regering dit maak, jy weet om juis aftreekapitaal ook buiteland toe te kan vat soos 'n finansiële migrasie en agter, soos dit amper deesdae onmoontlik. Dit is baie moeilik. Maar dit sê vir jou daai laaste kapitaal bly in Suid-Afrika. Nou daai laaste kapitaal wat in Suid-Afrika bly, gaan op 'n gegeewe tyd gaan dit in 'n inkomsteplan aard word. En dan moet jy basies weet baie wakker wees. As 'n kliënt natuurlik as ook 'n adviseur om dan juist te fokus op uitkomstipe van kom ons sê optrede van die mark van die volgende 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, sodoende dan ook jou inkomste daarbey kan inpas met inflasie in ag geneem en 'n klompie ander elemente soos koste ensovoorts. En dis verskriklik belangrik om daai elemente reg te kry want as jy dit gaan regkry van die begin af nie, dan gaan jy ook maar net 'n statistiek word. En ek dink dis weer eens ook in daai opsig baie belangrik om dan 'n kundige in die proses te raadpleeg. Wat is die belangrikste boodskap wat jy miskien vandag wil deel met kliënte wat reeds inkomste
uit hulle kapitaal maak. Ja. Ek dink die heel belangrikste deel is as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk wat is die kom ons sê die gemiddeld, jy weet wat 'n Suid-Afrikaner trek oor die algemeen uit lewende anniteite of as 'n byvoorbeeld 'n vrywillige belegging, maar hulle trek nog steeds inkomste op hom uit. Is dit tussen 5,6 tot 6%. Okay. So nou weer eens as jy die voorbeeld gaan vat van 5,6%, kom ons rol hom af, rondom af na 6% toe. So 6% is inflasie, 6% is my koers wat ek trek. So as ek enigstens wil hê my geld onthou vir 5, 10, 15 jaar as 'n uitkomsgedrewe portefeulje, dan moet ek 12% plus gaan uitpresteer in die mark. Ten alle tye, ek kan nie volatiliteit eers daarbey bekostig nie. Want sodra ek byvoorbeeld in 'n volatiliteitsfaktor kom, gaan ek aandele verhandel om my inkomste te befonds en ja, daar gaan 'n tyd wees waar ons in 'n superekonomie gaan kom. Jy weet dan kan jy byvoorbeeld dit weer opmaak, maar jy kan nie opmaak wat jy reeds verkoop het nie. En as jy eers in daai tendens inval, dan sit jy met 'n probleem. So my advies basies aan kliënte wat daar buite is wat inkomste trek is, maak seker jy kry 'n uitkomsgebaseerde tipe van struktuur wat dan jou drome kan basies jy weet ondersteun. En ek wil nie eers die woord gebruik drome nie, want as jy afgetree het jy tot 'n groot mate klaar gedroom, jy moet nou leef. Okay. En leef is baie meer belangriker as wat hy byvoorbeeld sê droom. Sjoe, Dit was maar ons diep. is diep vandag, Ai. pragtige woorde. So gryp jy jou koffer en begin spaar vir daai super-ekonomie. Tuis, baie dankie. Dankie, Els. Bly gerus waar jy is. Ons is net hierna weer terug en maak ook seker jy gaan volg ons op al ons sosiale media platforms. Kry slank nog 'n koppie koffie. Die 2025 FAK skryf dit wenner kuier vanmôre hier by ons in studio, maar voordat ons met hom gaan gesels, gaan ek eers vir Logan Petersen vra om vir ons sy nuwe liedjie te sing. Logan, the floor is yours. Pieter, ek waardeer dit, want ek bietjie hierso vir die mense sing. Dis my eerste keer en ek is so excited, dankie julle. Vroegoggend se reën is flits verby. Soos die tyd tussen jou en my. Die stad se geluide hardloop hastig deur my siel. Die klanke wat my so effe verneem. En ek wonder waar sal ek weer vrede vind. Help my weer glo, soos 'n verdwaalde kalfvoetkind. Ek is moeg vir toetere, vir kuiers van die verlede. Goue koffie, 'n warm bier. Ek wonder hoekom is ek werklik hier. Die horlosie staan nie stil nie, die geld kom net nie in nie. Maar my vertroue staan vas in ons. En ek wonder waar sal ek weer vrede vind. Help my weer glo, soos 'n verdwaalde kalfvoetkind. Ek is moeg vir toetere, vir kuiers van die verlede. Tel my kom wys my die pad. Help my glo in jou was daarbo.
Ek is moeg vir toedere vir kuiers van die verlede. Tel my kom wys my die pad. Help my glo aan iets groter daar bo. Beautiful! Logan Petersen, lekker om saam met jou te kan kuier vanmôre en wat 'n lekker pragtige mooi liedjie. Baie dankie Pieter, ek waardeer. Kry jouself gemaklik soos wat jy daar maak. Ja. Nee, dit voel vir my so, nee, hou hom net daar. Maar ek is bang nou moet ek begin sing. Jy happy met jou gitaar daar? Baie happy, dankie. Nou lyk jy soos 'n regte. Ek sê nou die dag, ek dink musiek is so amazing en dis genesing wanneer hierdie instrument teen jou lyf is, naby aan jou hart. Ek glo in frekwensies en vibrasies, so ek dink hierdie is my genesing wanneer ek musiek maak. Hou hom dan net daar voordat ek vir hom gryp en ook 'n stukkie genesing soek, hoor jy? Vertel vir my van die liedjie Help My Glo. Jong, Pieter, ek het in laas jaar basies in hierdie tydperk wat die liedjie skryf kompetisie tans is. Ek is hierdie jare beoordelaar, so dis vir my baie lekker om weer deel te kan wees van hierdie ongelooflike projek wat by die FHK bymekaar gesit het. En spesifiek in hierdie tyd waarin hulle nou is, daai afwagting om te hoor of jy die volgende ronde gemaak. Het ek toe ek noem dit 'n verlate eensame Sondag. Tanya was siek en sy het gaan vroeg slaap. En ek loop, ons het twee sulke klein snorkies gehad. My schnauzer het Tanya se ma se jokkie, ja. In elk geval het ons twee klein snorkies en hulle was baie stout geweest. So ons het gereeld die deure in die huis toe gemaak en ek loop in hierdie gang en dis jy weet, dis sonsondergang en ek sien die son skyn so in die gang en ek loop en ek's moeg vir toe deure. Ons almal voel so, jy weet. En jy wonder wanneer gaan daai een deur vir jou oop gaan en dit was nog voordat ek uitgevind het obviously ek gaan die liedjies skryf wenner wees van skryf het, jy weet, dit is jy stres. En dis wat Help My Glo gebore is in 'n oomblik en daar's so 'n bietjie sin vir humor ook in die ding en ek gaan probeer vandag praat. Ek loop toe in die gang se deure is toe en ek kyk so na die toiletdeur en ek sien ek 'n huisdarm oop. So toe dink ek myself, al is al die deure toe, daar's altyd een deur wat ten minste oop is, jy weet. En ek is moeg vir toe deure, vir kuiers van die verlede ek het 'n droom gehad die vorige nag wat ek terug was in my verlede en ek het die oggend swaar gevoel en ek skryf toe net verder daaroor en die enigste persoon tans naby aan my wat my help glo elke liewe dag om staande te bly en om te bly glo in dit wat in my lewe gebeur en in myself is my vrou Tanya. En jy weet dis wat ons moet wees vir mekaar. Ons moet mekaar help glo. Verseker op die einde van die dag. En baie dankie dat jy by wyse van hierdie pragtige liedjie ook vir baie mense gaan help. Baie dankie. En vir ons ook altyd net so 'n bietjie weer laat wonder, jy weet, want ek dink daai innerlike rus is nogal al hoe moeiliker deesdae in die verjaagde wêreld. Jy weet in ons lewe so mense verloor geloof in mekaar. Hulle verloor geloof en jy weet die wêreld is maar cruel daar buitekant. So die minste wat ons kan doen en wees is om mekaar te help glo. Hoorie, terwyl jy tyd ook so uithardloop, ek weet daar's 'n nuwe weergawe van jou skryf het. Ja. Liedjie, né? Yes, van Afrikaans my taal. Ek het saam met Nadine mos die vrystelling gehad waarmee ons gewen het. En ek het toe vir die FHK beloof ek gaan vir hulle 'n FHK weergawe maak want ek het die liedjie in my kop heeltemal anders gehad. En ons het toe vir Wynand Davel van Radio Kalahari Orkees gekry op die viool wat vir ons so fiddle, so dit vat jou terug na daai tyd toe van die swaar en die seer wat ons voortrekkers deurgegaan het. En dan het ons vir Marie Louise van Klopjag op cello en ons het ook saam met die Johannesburgse Children's Choir in studio ingegaan en 'n paar van daai beautiful onskuldige stemmetjies saam met my in hierdie lied gesit. Waar gaan ons meer kan hoor en sien en so hy word na die 3 Julie vrygestel. Nice. Jy sal sien Afrikaans my taal FHK weergawe en ons het ook die museumteater gebruik by die Voortrekker monument om die mense want hulle vat 'n hele toneelspel van 1902 af tot en met huidiglik. Ons hele geskiedenis en hulle maak dit interessant. Dis nie net 'n verhoog en daar's 'n gehoor nie. Die gehoor loop saam deur elke kamertjie, elke vertrek en hulle vat jou terug deur tyd. So ons het dit probeer in die musiekvideo implementeer om die mense daai
agtergrond te wys en dat hulle ook die Voortrekker Monument moet gaan besoek. En wanneer hulle daar is, hierdie toneel is absolutely die moeite werd want dis ons geskiedenis wat hulle net soveel meer interessant paar gemaak het. vertrekke. Ja, is My fantasties. vriend, baie dankie vir jou Baie inloer dankie, vanmôre. Pieter. Dankie vir die mooi musiek. Moet nie ophou nie. Moenie ophou nie. Beloof ek sal nie. Dis Dankie alles van ons kant af wat vanmôre aanbetref, maar ek en die res van die span is môre weer klokslag terug om saam met jou nuwe dag te begin. Ons hoop jy het 'n lekker dag en ons sien mekaar môre.